Dit is vanoggend Vrydag, die 21ste November. Broers en susters, mamas, papas, oupas, oumas, jong mense, kinders, studente, lekker om mekaar te groet. In die mooi naam, die wonderlike naam, die gans ander naam van die driemaal heilige God. En natuurlik, ons as gelowiges wat deur die geloof na die Vader kan gaan, in die werking van die Heilige Gees deur ons Here Jesus Christus as ons verlosser en saligmaker en middelaar. En daarom nooi ons elkeen ook uit na eerskomende Sondagoggend waar ons eer bring ook aan die Vader wat sy seun gestuur het, die seun wat ingewillig het en Immanuel geword het, God onder ons, met ons, in ons midde. Kom asseblief Sondagoggend en mag ons eer bring met die vorm van 'n Kerssangdiens aan die driemaal heilige God, ons Here en ons God. Liewe vriende, broers, susters, kinders, ons het die hele week gepraat oor slegte gewoontes en hoe hierdie slegte gewoontes negatief in jou lewe impakteer. En ons het ook vir mekaar gesê dat ons moet hierdie slegte gewoontes nie onderskat nie, want dit maak dat ons op die einde van die dag 'n groot klomp chaos en seer in ons lewens ervaar. En ons het gesê, ons wil hierdie slegte gewoontes vervang met goeie gewoontes en dit alleenlik moontlik is as die Here ons daarin naby is. En ons het lysies gemaak en daaroor gaan nadink, dit bepeins en dit voor die Here se voete geplaas en gebring. Vanoggend 'n vraag. Gelukkig nie weer 'n lysie nie, want ek dink ons is nou moeg vir lysies nie waar nie. Maar hoe klink hierdie vraag? Die vraag is of 'n mens werklik van innerlike genesing kan praat. Onthou, hierdie hele reeks gaan oor innerlike genesing. Kan 'n mens regtig van innerlike genesing praat as dit gaan oor 'n slegte gewoonte wat gebreek moet word? Want is dit nie so dat ons maar in ons koppe dink dat 'n slegte gewoonte is maar net 'n handeling wat verander moet word nie? 'n Handeling kan egter net verander word as my innerlike verander. En as ek nie daai innerlike deur die Heilige Gees laat verander nie, dan gaan dit beteken dat ek nie anders dink of anders voel oor die ou handelinge nie, oor die ou gewoonte nie. Daar moet juis innerlike genesing plaasvind voordat ek 'n gewoonte regtig kan aanspreek en vervang met 'n goeie gewoonte. Ek moet sober, nugter kan dink en voel as ek regtig my leefwyse wil verander en met 'n nuwe gewoonte in samewerking, hand aan hand met die Here wil lewe. Ek moet daarom, anders gesê, dit inoefen, fiks raak, fiks in my denke, fiks in hoe my hart en my emosies voel oor nuwe gewoontes. En dis 'n inoefening dag vir dag vir dag. Mens moet tog nie dink, ek het hierdie slegte gewoonte nou so 'n bietjie uit my lewe uitgewerk nie, en nou is hy nie meer deel van my lewe nie. Allermins, nee. Hierdie slegte gewoonte maak soms skielik weer sy opwagting. En daarom moet ons mekaar daaraan herinner. Jy moet gedurig elke dag, selfs soms 'n paar keer 'n dag, al het daai slegte gewoonte al lank al volgens jou in die skadu van jou lewens 'n plek gevind. Glo vir my, daai ou slegte gewoonte tree stelselmatig weer uit die skadu uit en bespring jou eendag sommer van 'n kant af. Daarom oefen jou denke, jou emosies, jou gevoelens rondom hoe jy regtig voel oor die slegte gewoonte en oefen hoe jy dink oor jou nuwe gewoontes. En laat toe dat die impak van die nuwe gewoontes jou omvorm. Kom ons bid saam. 'n Slegte gewoonte, Here, word nie maklik gebreek nie. U weet dit, want U was self mens. Here, maar dankie dat U verstaan wat dit vir mense is om in 'n sondige, gebroke wêreld te lewe. Dat U verstaan hoe broos ons is en dat dit vir ons nie maklik is, Here, om slegte gewoontes aan te spreek, te erken en te breek nie.
En daarom kom ons. Here, en ons wil nie net vandag bid nie. Ons wil elke dag bid. Here, en ons wil saam met ander medegelowiges bid vir innerlike krag, innerlike genesing. Here, sodat ons nie in die versoeking kan kom nie, en dat ons die versoekings deur die Heilige Gees in ons sal weerstaan, en nie moedeloos sal raak, as ons dalk terugval in 'n ou gewoonte nie. Here, help ons, wees ons naby, hou ons vas. Ons bid dit in Jesus se naam vir mekaar. Amen.